Goeiedag, ek vertrou dat dit met jou goed gaan en dat jy werklik in jou eie lewe die seën van die Here beleef. Hierdie week het ons die week van gebed gehad en volgens die kalender het dit toe nou gewerk van Sondagoggend af en dan Maandag aand, Dinsdag aand, Woensdag aand, Donderdag aand en dan nou is die afsluiting daarvan ook weer die volgende Sondag. Omdat daar 7 gemeentes in die destydse Klein Asië hedendaagse Turkye was, aan wie die Here deur Johannes briewe geskrywe het, was dan ongelukkig dan in hierdie proses met die hoeveelheid daar 1 gemeente wat eintlik uitgeval het, wat so belangrik is, en dit is die gemeente van Philadelphia, waaraan, of na wie toe, daar ook 'n brief geskryf is, wat deel van daardie boekrol gewees het. 'n Brief wat eintlik die hele gevoel het van positiwiteit en van aanmoediging. Nou ja, ek is doodseker dat binne jou eie lewe, baie keer jy nogal bietjie hopeloos en swak kan voel binne jouself, maar waar jy dan te midde van jou eie swakheid die krag en die ervaring van die Here se nabyheid kan hê, en dit het jou sommer wil motiveer tot nuwe hoogtes. En iets van dit is waar, ook in terme van die gemeente van Philadelphia. En dan is daar natuurlik ook in hierdie brief wonderlike beloftes wat aan die gemeente gemaak word. En ek dink, miskien moet 'n mens die briewe elke keer lees vanuit die beloftes uit. Want as ons van by die beloftes begin, dan spoor dit ons eintlik aan om op 'n positiewe manier, op 'n voorvoet manier, ook ons geestelike lewe te lei. Ek wil graag aan die begin van hierdie geleentheid ook weer vir jou lees uit Openbaring 1, vers 7 en vers 8, wat sê, kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Genade vir jou en vrede van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat voor die troon is en van Jesus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dode, die heerser oor die konings van die aarde. Die gedeelte wat ons dan saam lees is in Openbaring 3, vers 7 tot vers 13, die brief aan die gemeente van Philadelphia. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Philadelphia, aan die woorde die leraar van die gemeente. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Philadelphia. So sê die heilige, die ware, wat die sleutel van Dawid hou, wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie. Wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. Ek ken jou dade. Kyk, ek het voor jou 'n oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord, en het jy my naam nie verloon nie. Kyk, ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom, wat beweer dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal sorg dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief het. Omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaars krans wegneem nie. Nou onthou jy mos nou ook, by die gemeente van Smyrna, die oorwinnaarskrans, vanuit daardie marathons en goed wat hulle gehardloop het, en as jy gewen het, dan was hierdie krans of kroon ook deel van jou gewees, en hier word ook weer daaroor gepraat. Wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop grafeer, en die naam van die stad van my God. Dit is die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdal, en ook my nuwe naam. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.
Nou, as ons hoor van die nuwe Jerusalem, dan hoor ons nou sommer dadelik ook van Openbaring 21, wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. So 'n bietjie oor die agtergrond van die gemeente in Philadelphia. En iets van 'n tipe van 'n sublieme soort van opdrag aan hulle, maak gebruik van die oop deur wat God vir julle gegee het. So belangrik dat 'n mens leer om die oop deure in die lewe raak te sien, dat gemeentes ook die oop deure raak sien en daardie oop deure gebruik wat die Here gee. Want Philadelphia was eintlik maar 'n gemeente gewees, sou 'n mens sê, met min krag. Hulle was nie indrukwekkend gewees met 'n hele klomp hulpbronne nie. En tog spreek die Here ook geen woord van teregwysing tot hulle nie. In plaas daarvan dat daar so 'n woord van teregwysing na hulle toe kom, beloof hy eerder vir hulle 'n oop deur wat niemand kan toemaak nie. Maar die belangrike is die grootheid, vir hulle grootheid lê nie in hulle eie vermoëns nie, maar in die geleenthede wat die Here, die Almagtige, skep en inderdaad vir hulle ook skep. Nou, hoe maklik mis ons nie partykeer geleenthede nie? Wat word baie keer gemis? Want sien, die oop deur is nie slegs 'n geleentheid vir groei nie. As die Here vir ons oop deure gee, dan beteken dit nie net dat ons moet groei nie, maar is ook 'n goddelike uitnodiging tot getrouheid, tot getuienis, ongeag grootte of krag. Dit beklemtoon dat God sy werk graag deur mense doen wat swak voel en van hom afhanklik is. Iets van daardie gedagte van as ek swak is, dan is ek sterk. Want dit is juis in ons swakheid wat die krag van die Here so geweldig sigbaar word. Dit is juis in ons afhanklikheid wat ons beleef in watter mate die Here ook besig is om vir ons te sorg en vir ons juis oop deure te gee waarbinne ons ook kan ingaan. So belangrik om te weet, ware krag kom nie van menslike vermoëns nie. Dit kom nie van al ons strategiese planne nie. Dit kom nie van al ons slimmighede nie. Maar dit kom van getroue afhanklikheid op God se roeping en sy bemagtiging. Sy krag word in swakheid volbring. En dit is mos eintlik maar ook hoe Paulus daaroor sou gepraat het. Wat kan ons leer as 'n mens dink aan terme van praktiese toepassing sommer oor hierdie opmerkings wat ek in hierdie stadium gemaak het? Dis belangrik dat ons die deure wat die Here oopmaak in ons lewe, dat ons dit sal identifiseer. Dat ons werklik ons oë sal oophou en dit sal raak sien. Baie keer sommer net 'n geleentheid om te getuig teenoor 'n kollega. Selfs al voel ek broos binne in daardie omstandigheid waar daar ook 'n klomp kollegas by mekaar is. Dalk om 'n bediening te begin of om dalk ook versoening te kan bewerk. Dis mos nou so dat ons kan met die gawes en die talente en die toerusting wat die Here ons gee en die geleenthede wat die Here ons gee, is daar altyd 'n geleentheid om iets te begin. Daar's altyd iets wat tussen mense gebeur waar binne ons 'n tipe van 'n katalisator faktor kan wees wat 'n verskil maak. Maar is dit belangrik in al hierdie prosesse wat vir ons te groot voel, dat ons nie op ons eie krag gaan staatmaak nie en nie op ons eie onbekwaamheid nie, want dit is iets wat maklik kan gebeur, is dat 'n mens op jou onbekwaamheid gaan fokus, dit wat jy nie het nie, in plaas van op dit wat jy het, dit wat jy reeds gekry het. Want uiteindelik kan ons getuienis, hoe gering dit uiteindelik ook al mag wees, werklik waar 'n uitnodiging tot hoop wees. Sonder hoop kan ons nie regtig bestaan nie. Nou, so 'n praktiese gedagte, dank God bewustelik. Kyk waar is die oop deure en dank die Here bewustelik vir elke nuwe deur, vir elke geleentheid wat jy mag kry om oor hom te praat of te dien. En bid dan vir die Here vir krag en moed om ook daardie geleentheid wat die Here ook vir jou gee, inderdaad te gebruik.
Nou die tema vir hierdie geleentheid gaan oor, kyk ek kom met die wolke, daarom gee ek aan julle 'n oop deur. Kyk ek kom met die wolke, ons weet Jesus kom terug, ons leef in die messiaanse tyd, is gemeente ook, te sê, daarom gee ek aan julle 'n oop deur. Wonderlik is dit nie dat die Here ons kan vertrou met 'n klomp, met so baie mooi dinge in die lewe en so baie geleenthede nie. Nou ja, Philadelphia, het nou nie soos die ander stede 'n vreeslike lang geskiedenis vooraf gehad nie. Die stad is eintlik maar so 2 eeue voor Christus aangelê daar teen die Timolusberg in die destydse Klein-Asië, wat nou die hedendaagse Turkye is. Nou die naam Philadelphia is saamgestel eintlik deur 2 elemente, Adelphos wat te doen het met broeder en Philos wat te doen het, of Phileo die woord, Philein die woord vir liefde. Aan die ander woorde dat dit eintlik amper iets beteken soos broederliefde. Nou, die stad waar die stad geleë was dit eintlik ook uilbevolk gewees. Die rede daarvoor was dat daar geweldig die potensiaal vir aardbewings die hele tyd daar was. So aardbewings was iets wat voortdurend voorgekom het, maar dan was die stad ook bekend gewees vir sy wynbou, want Wingerdstok het baie goed geaard binne in daardie vulkaniese grond wat daar gewees het. So die ondertoon van die stad, die ondertoon binne in die stad en binne in die gemeente oral was half ernstig gewees, van die mense het onder die indruk geleef dat die stad enige oomblik vernietig kan word. Die potensiaal was daar, en dit het ongelooflik 'n soort van 'n invloed ook op die gemeente gehad. Want die stad is inderdaad 17 voor Christus, is die stad deur 'n aardbewing verwoes, maar dan later weer opgebou. So, die gemeente was dan klein geweest, in vergelyking nog met ander gemeentes. Maar hulle was bekend vir wat? Vir hulle sendingywer. So al was hulle klein, want ons dink baie keer in terme van getalle, van groot, van aanskoulikheid en alles, maar hulle was klein geweest, maar hulle was afhanklik geweest van die Here, en hulle was bekend geweest vir hulle sendingywer. So, want miskien is dit gebore vanuit die besef van die kortstondigheid van die lewe, dat dit juis 'n gees van dringendheid vir hulle gegee het. As jy weet die lewe is kort, dan weet jy die lewe is van ander oue kort, en dan weet jy, dis belangrik dat mense ook tot bekering sal kom. So die gedagte, wat 'n geleentheid was daar vir die gemeente. As Jesus homself in die gemeente van Philadelphia bekendstel, dan doen hy dit in vers 7 op 'n besondere manier. Hy sê, so sê die heilige, die ware, hy wat die sleutel van Dawid het, wat oopsluit, en niemand sal dit weer toesluit nie, en toesluit, en niemand sluit dit weer oop nie. Nou verwys Jesus eintlik hier na 'n teks in Jesaja 22, na Eliakim, moontlik, wat die sleutels van Dawid se paleis gedra het. Hy het oopgesluit, sodat die mense kon binnegaan, en toegesluit, sodat niemand toegang gehad het, of toegesluit, sodat niemand toegang gehad het nie. En dan het hy immers ook die sleutels van die skatkamers gedra. Jesus sê, dat hy, wat Jesus is, die sleutels van die hemel oop en toesluit. Dat hy die belangrikste posisie in die hemelse huishouding beklee. Sonder hom, hy is die weg, en die waarheid, en die lewe, en sonder hom kan niemand in die hemel ingaan nie. En dan bou hy die beeld verder uit wanneer hy sê, kyk, ek het 'n deur voor julle oopgemaak, en niemand kan dit toesluit nie. En toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat het hy gedoen? Hy het die sonde en die dood finaal oorwin. En toe het hy die deur van verlossing oopgemaak vir alle mense. Want ons weet ons dat hierdie versoening van Jesus, hierdie opstanding van Jesus, die bewys was dat die Vader ook die versoening, die versoening van Jesus kom aanvaar het. En vir Philadelphia sê hy, dat hy ook 'n oop deur na die heidene gegee het, sodat hulle kan getuig dat Jesus die oorwinnaar is. En niemand kan daardie deur weer toemaak nie. As die Here vir ons die deure gee, om na buite toe te beweeg, weg van onsself af te beweeg, in ons omgewing te beweeg, ver te beweeg, rondom ons te beweeg, weier te beweeg,
onbepaald. Wat is die reikwyte van 'n gemeente? Hoe geweldig groot hy is. En die Here wil daai deur nie vir 'n mens toemaak nie. Soos ek sê, Philadelphia was nie 'n groot gemeente nie, was nie sterk nie. En Jesus sê ook vir hulle in vers 8, ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloor nie. Al is julle swak, dan het julle steeds vir my heeltemal vertrou. Juis hierdie besef van swakheid het hulle afhanklik van God gemaak. As jy weet hoe swak jy is, dan weet jy, en jy weet hoe sterk is God, dan weet jy mos, om in God se arms te rus, en met sy krag te funksioneer. Want die Jode in die stad het dit eintlik maar ook vir hulle moeilik gemaak. Hulle het beweer dat hulle die volk van God is, maar Jesus sê, dat as hulle hom nie as verlosser erken nie, hulle niks anders as die sinagoge van die Satan is nie. En tog sê Jesus, dat daardie mense later sal erken, dat die Christen is die Here, dat Jesus die ware God is. Elke gemeente, ook ons, kan vandag kyk, waar die Here vir hulle deure oopmaak. Dit is belangrik, dat ons kan kyk, waar die Here vir ons deure oopmaak. En wanneer 'n gemeente die deure gebruik, kan hulle reken op sy seën. Dit vra ons 'n stuk gehoorsaamheid van ons. Wanneer ons die deure gebruik, die gawes gebruik, die kansse, die geleenthede wat die Here vir ons gee, dan is dit mos 'n situasie waar ons werklik kan weet, as die Here dit vir ons oopgemaak het, dan kan ons mos reken op sy seën ook vir die toekoms. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing, of wat oor die hele aarde gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Nou wat is die beloning vir die gemeente? Dis 'n bepaalde beloning. Ek sê ons weer, dit wil ons kom aanmoedig, as jy weet, daar is 'n oorwinnaarsprys, as jy weet, daar is vir jou 'n laurierkrans, dan gee dit vir jou dryfkrag, dan gee dit vir jou 'n stuk dringendheid, as jy weet, dat jy uiteindelik ook wit klere sal dra, dat daar 'n wit klippie is wat spesiaal opgeskryf is, wat jou ook verwelkom in die teenwoordigheid van die Here aan die Here se tafel, al hierdie dinge, wat se ongelooflike, en jy weet jou naam staan in die boek van die lewe geskryf, watter groter aanmoediging kan daar vir 'n mens wees? Want benewens die belofte dat die Here sy gemeente sal vashou, wanneer dit swaar gaan, gee hy nog 2 ander beloftes. Hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Nou, daai tyd was tempels eintlik maar oop gewees, pilare met wat 'n dak op gehad het. Mense dink sommer aan die Parthenon tempel, wat daar op die Akropolis is in Athene, waarvan die pilare nog daar rond staan. So, dakke op hierdie massiewe pilare gerus, en die tempels was gewoonlik oop, so mense het gekom en gegaan, maar die pilare het bly staan. So, as die dak sou afval, alles die pilare het bly staan, en Jesus sê, dat hierdie gelowiges, soos pilare in die tempel van God is. Hulle sal nooit uit sy teenwoordigheid wees nie. En vir die mense van Philadelphia was dit 'n groot troos. In 'n stad waar aardbewings hulle huise laat inval het, en geboue laat kraak het, was dit vertroostend om te weet dat hulle altyd veilig by God sou wees, ongeag van wat gebeur. Dat hulle soos hierdie pilare sal wees wat vas staan daar binne. Om die geloof, as mens praat, aan ook in terme van die dak, om hierdie geloof uiteindelik ook reg op te hou. Tweedens beloof die Here ook, ek sal op hom die naam van my God skryf, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem wat van my God uit die hemel neerdal, en ek sal ook my eie naam op hom skryf. Gelowige mense is deur God gekoop, die prys is betaal, die skuld is gedelg. God het sy naam op ons geskryf. Hy is ons eienaar. Ons behoort aan hom. Dis mos altyd weer die vraag, wie sin is ons? En die nuwe Jerusalem dui dan op ons bestemming. En die derde naam, die van Jesus self, wys op die voltooiing van sy werk in ons. Onthou, Jesus het 'n geweldige groot deur voor ons oopgemaak. Vir my en jou, voel ons swak, en niemand kan dit toesluit nie. God self staan daarvoor in. Is nie nodig dat ons baie is nie.
Dis nie nodig dat ons vreeslik sterk moet wees nie, want die krag lê uiteindelik in die Here. Dit is tragies egter, ook in die wêreld, dat dit soms gebeur, dat daar mense is, soos wat die Jode en almal gedoen het in daai tyd, wat mense gedoen het, sou kon doen om die werk van die Here ook teen te staan. Paulus skryf in 1 Korintiërs 16 vers 9, hier staan 'n groot en 'n belangrike deur vir my oop, maar hier is ook baie teestanders. Wanneer ons besig is, en dit moet jy weet, wanneer jy besig is met die dinge van die Here, wanneer jy besig is om te fokus, wanneer jy op die Here fokus en besig is met sy saak en met sy koninkryk, kan jy seker wees dat daar vir jou teestand in jou lewe kan wees. As 'n mens doen wat die Here van jou verwag, kan jy seker wees van teestand. Maar juis binne dit, is dit mos maar ook, dat ons juis binne in daai teestand, dat ons juis daar ook moet groei en sterker moet raak daar binnekant, getemper raak, soos ook gepraat word van die gemeente van Smyrna. Soms selfs uit die geleedere van 'n gemeente kan dit baie moeilik wees, partykeer as 'n mens besig is ook met die saak van die Here. Daar kan baie redes daarvoor wees, maar kom ons neem die Here op sy woord. Hy sê vandag ook vir ons, ek het 'n groot deur vir julle oopgemaak. En die deur staan nog oop, daar's nog tyd. Kyk, ek kom op die wolke, daar is nog tyd. Daarom gee ek aan julle 'n oop deur. Ons het 'n oop deur. Ons gemeente het 'n oop deur. Ons het heeltyd oop deure. Soms kan dit moeilik wees. Soms kan daar baie dinge wees wat weerstand of teestand kan bied in terme van die koninkryk, maar dan is dit steeds belangrik om aan te hou en te weet dat ons afhanklik van die Here is en dat sy groot krag aan ons volbring word. So wat is die sake wat hier belangrik is vir bemoediging, vir voorbidding? Kom ons bid vir gemeentes wat swaar kry, vir wie dit moeilik is, om ook finansiëel te bestaan, daar waar hulle is. Ons bid vir duidelike leiding vir gemeentes waar die omgewings, die demografie verander het en mense nie regtig weet oor hoe beweeg jy binne nuwe tydvakke en fases met ander mense ook in nie. Want saam met demografiese veranderinge kom daar 'n hele klomp nuwe uitdagings ook binne in ons bedieninge oor hoe ons dit behoort te doen. Bid die Here juis in 'n tyd soos hierdie baken gemeentes in. Glo dat ons gemeente ook 'n baken gemeente is. En ons sal roep om vir die wêreld te wys hoe gelowige mense moet optree. Bid dat die kerk in ons samelewing in Suid-Afrika vandag sal leef soos God wil hê dat ons moet leef. En ons bid vir wat? Vir oop deure. Here, dankie dat ons kan bid vir ons gemeentes wat swaar kry. Op verskillende maniere. Here, waar die fondse net nie genoeg is nie, die omgewings moeilik is, die teestand moeilik is. Here, waar baie keer gewoontes die jare eintlik die oorhand so kry dat ons naderhand nie die pad volledig nie saam met U ook kan loop nie. Here, ons bid vir duidelike leiding vir gemeentes, wie se omgewings verander het. Here, om daar binne kan werklik kerk te wees, want U het die kerk na die wêreld toe gestuur. Here, om daar ook 'n verskil te maak, en U is die Here van die kerk. Ons bid, Here, dat juis in 'n tyd soos hierdie, U ook vir ons almal as gemeente sal roep, om ook vir die wêreld te wys hoe gelowige mense moet optree. Here, ons bid vir die kerk in ons samelewing in Suid-Afrika, dat ons vandag sal leef, soos U wil hê dat ons moet leef. Dankie, Here, dat U ook vir ons altyd oop deure wil gee. Wil U ook hierdie gemeente van ons hier in Kruisrand ook toevou met U liefde. Here, laat ons roeping verstaan en op die pad agter U aankom. Here, dankie dat ons weet dat U besig is om ook vir ons te dra elke oomblik. Want die koninkryk, die krag en die heerlikheid, alles behoort aan U tot in alle ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou elke dag tot Jesus kom. Amen. Jy moet baie mooi bly. Groete.